Was daar uit die DRK uit, hy was een van daai soldate, hulle peloton het uitstekend gedoen, waarvan hy in beheer was, en hy gaan vir ons vanmôre vertel wat het die Here vir hom gedoen in sy lewe, en sy grootste sprong wat hy gespring het. Kom ons luister vanmôre en ons vra die Here om ook met ons vanmôre te praat terwyl ons daarna luister. Dolf, baie welkom. Ons is bly dat jy saam met ons hier is. Mag die Here vir jou seën. Goeiemôre almal, kom ons bid net saam. Here, U is groot, U is almagtig, U is alwetend, U is alomteenwoordig. U is regverdig, U is heilig, U is genadig en barmhartig, en U is liefde. Die grootste liefde wat die wêreld nog ooit geken het, is U. Ons verstaan die liefde nie, ons probeer dit verstaan, ons probeer leer, maar ons gedagtes laat ons nie toe om die omvang kan verstaan van hoe groot die liefde vir ons is nie. En ek dank U daarvoor. Dankie vir hoe bevoorreg ons is. Dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees, dat ons hierdie kerk gebou het waar ons kan vergader. Dankie dat ons kos het om te eet, dat ons klere het om aan te trek. Dankie dat ons nie hoef bekommerd te wees oor vervolging nie, dat ons U vrylik kan dien en in U naam vergader. Dankie vir elkeen wat vanoggend die tyd gevat het om te kom luister na U. Ek bid dat U vir my sal kalm maak, dat ek sal sê wat belangrik is en wat U wil hê ek moet sê. Ek bid dat U seën oor hierdie geleentheid sal wees, dat elkeen wat hier weggaan vanoggend 'n boodskap van U sal ontvang. Amen. Omnaris het my reeds voorgestel, so ek hoef niks verder daaroor te sê nie. Ek wil net sê van geaardheid is ek skaam en teruggetrokke, so ek sal hierdie nooit gedoen het as dit oor my gaan nie. Dit gaan absoluut oor God. As mense belewenis met God gehad het en gesien het wat hy kan doen in iemand se lewe en hoe hy werk, dan kan mens nie anders as om dit oor te vertel nie. Hy skryf ook in die Bybel vir sy volk dat hulle moet sy wonderwerke oorvertel van geslag tot geslag. En hulle is nou nie die volgende geslag nie, maar mens kan nie anders as om te getuig van hoe God werk en die wonderwerke wat hy verrig nie. Omnaris het reeds gesê, ek was die afgelope 15 maande ontplooi gewees in die Kongo. Soos julle weet, is Suid-Afrika al vir baie jare besig om soldate te stuur om te help met vredesoperasies. Ons verklaar nie self oorlog teen ander lande nie, maar ons verskaf troepe om te gaan help met konflik, gewoonlik onder die VN, maar dit het so gebeur dat ons onder SADC gegaan het, die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, of Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Hulle wou iets anders probeer in die VN, wat was nie so suksesvol geweest nie, en hulle het 'n meer offensiewe operasie gesoek, om teen onder andere M23 rebelle te gaan beklei, daar was oor 100 rebelgroepe in die Kongo, daar was baie minerale, daar was oorlog van, ek dink 1960 het dit begin, so, maar die hoof rebelgroep was M23, wat basies Rwanda is, en ons het gegaan om teen hulle te gaan oorlog voer. Ek is nie vanoggend hier om politiek te praat, of my werkgewer sleg te maak, of enigiets van die soort nie. Ek wil net vertel wat God vir my gedoen het, en ek het op die grond beleef het. Suid-Afrika het 'n kontingent gestuur van 2500 soldate, onder SADC, soos ek gesê het, om die Congolese weermag wat FARDC is te gaan ondersteun. En ander lande wat ook deel was van dit was Malawi en Tanzanië. Van die 2500 was ons 180 paratroopers, 5 platoons. En ons was in Goma gestasioneer, wat die lughawe was. En dan het ons 'n basis gehad in Saki, wat so 25 km van daar was. So, Mei van 2024 is die eerste operasie beplan teen M23. Dit was ook 'n gekombineerde operasie met FARDC, dis nou die plaaslike weermag soos ek gesê het, en Tanzanië.
Ons moes gegaan het en hulle so 'n bietjie gaan aanval het. En ons het geoefen saam met die mense en ja, ons sou aanvanklik net 'n cut-off force gewees het. Ons sou nie die hoofaanval gedoen het nie, ons sou aan die kant gewees het. Maar dit het toe nie so uitgewerk nie. Die plan was aanvanklik ook dat artillerie vir 3 dae die vyand se posisie sou bombardeer het en daarna sou ons ingegaan het vir die ground assault. Dit het ook nie gebeur hier. Ons het daai oggend wakker geword 1:30 en gesê om na die bankers toe te gaan, want dit toe artillerie nou begin op hulle vuur het. Nou dit het so gewerk, gewoonlik as artillerie op hulle begin skiet, dan skiet hulle onmiddellik terug. So dis hoekom ons in die bankers gaan wag, want ons verwag onmiddellik vuur terug van hulle artillerie. So ons het van 1:30 af in die bankers gesit tot omtrent so 5:00 die oggend en dit moes vir 3 dae so aangegaan het. So ons het soms PT klere en 'n vest aangehad, net met jou battle equipment, jou helmet en jou geweer, maar hy's nie aangetrek nie. En ewe skielik het daar opdrag oor die radio ingekom, 'n QRF report, march ready in 10 minute. So ons moes vinnig aantrek en reg is om uit te gaan. So die hele plan het net al verander. Ons het ook dieselfde tyd uitgevind dat VARDC in Tanzanië onttrek het en dat ons nou alleen uitgaan, wat nogal 'n verrassing was. My peloton sou dan uitgegaan het saam met 2 infantry platoons. En ek onthou die gevoel wat ek gehad het net voor ons uitgegaan het. Dit was angs en benoudheid van die onbekende. Mens weet nie wat nou gaan gebeur nie. Jy weet hier kom moeilikheid en jy weet jy gaan in die middel van dit wees, maar jy weet nie hoe dit gaan uitdraai nie. Maar terselfdertyd was al so groot kalmte oor my gewees, want ek het geweet as ek doodgaan, gaan ek hemel toe. Ek het geweet ek kan staan op die Here se belofte, soos Dawid skryf, met my God loop ek 'n bendestorm, met U spring ek oor 'n muur. En ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Al die beloftes wat in die Bybel is my beloftes, omdat ek gered is. En ek het so vrede in my gehad dat ek het gedink by myself, hoe wonderlik sal dit nie wees as ek vandag in die hemel kan wees nie. Dit sal die beste ding ooit wees. So, in 'n manier was ek in die beste posisie, want ek kon nie verloor nie. As ek oorleef het ek gewen, en as ek doodgaan het ek gewen. Soos Paulus ook skryf, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. En dit het my so kalm gemaak. Ja, en soos ons by die basis uit. Nou, toe ons uitry by die basis, so vir 500 meter buite aan die basis, was die gemeenskap saamgedrom, en die mense het ons verskriklik aangemoedig, en die oomblik toe ons daar verby hulle is ons moet deur 'n klein village gaan, om die jungle uit te kom, by die berge waar die mense is, en ewe skielik het die mense opgehou. Dit was 'n ghost town gewees. Nou, dis 'n battle indicator, dit is wat ons 'n battle indicator noem. So, onmiddellik het ons geweet, die missie is gecompromise, want hierdie mense weet ons is op pad. Al die winkels is toe, die huise is toe, daar's geen mense op die straat nie, ou mense, vrouens, kinders, almal is weg, en daar was net hier en daar klein groepies jong mans, wat nou van die militia is daar, wat saam met Kongo beklei. So ons het onmiddellik geweet, die is moeilikheid, want die mense verwag ons, dus die operasie is nie meer geheim nie. En ek onthou, soos ons konvooi uitgery het, was daar 'n motorfiets, hulle noem het pikkie, is hulle taxi's daai kant, so klein motorfietsies, wat agter die konvooi aangery het. Ek weet nie waantoe hy gedink het hy gaan nie, maar hy wou graag agter die konvooi aanry, en een van die militia ouens het die uit die huis uitgestorm, en vreeslik aggressief, hy ou gestop en hom weggejaag. So dit was baie duidelik dat niemand kon kom daar waar ons gaan nie. Hou dit net 'n gedagte vir later. Ja, ons het in die jungle ingery en ons het die ouens gesien op die berge, ons wou hulle begin engage het, maar daar was komplikasies geweest met die orders. Ons het nog dieper ingery, en ewe skielik toe breek alle hel los. Toe begin die kontak. Nou, daar was 'n berg voor ons gewees, en dan 'n klomp reeks berge hier aan ons linkerkant, so omtrent van 2 uur was die vyand al die pad so terug tot hier by 7 uur agter ons. En daar was geen cover gewees nie, wat dit baie moeilik gemaak het. Die berge was baie naby, so tot al lê op die grond was daar nie cover nie, hulle het van bo af afgeskiet op ons. Daar was geen bome gewees nie, net sulke rankplante, so die rond is en alles het maklik al deurgegaan.
So ja, die kommand het gekom onmiddellik om te debus, ons is uit die voertuig het, ons begin beklei, en ja, dit was baie duidelik van die begin af, dat ons nergens van nie af vorentoe gaan nie, want dit is, ja, jy kan nie regtig iets doen daar so nie. Ons was in hulle kill zone gewees, hulle was veronderstel om ons almal dood te maak, presies waar ons wou gehad het, was ons, en die volgende oomblik, toe word ek raak geskiet, ek het die grenade launcher gehad, so ek het 3 bomme op hierdie berg geskiet, toe het ek draai om op hierdie berg te skiet, toe tref eerst rond my deur die bout, en die ander een deur die voet, en ja, dit was nie baie lekker geweest nie, dit raak nogal, jy besef die intensiteit van die geveg as jy het eers voel, en ja, ek het nog aangehou beklei, en ons ammunisie het bietjie opgeraak, en op 'n stadium het ek bekommerd geraak oor hoeveel bloed ek verloor, omdat ek, ja, as jy nie seker is hoeveel bloed jy verloor nie, dit is maar die grootste gevaar op die combat veld, is hoeveel bloed jy verloor, so ek het op 'n stadium van my luitenant gesê, toe ek laag raak ammunisie, ek gaan nou terug ambulans toe gaan, en dit so 500 of 700 meter agter ons gewees, agter die konvooi, was die ambulans gewees, so ek het soontoe begin kruip, en behalwe vir die wonderwerke tot op baie stadium met hoe mis almal skiet, op pad terug na die ambulans toe, nou ek het nog daai tyd 'n belt bomme om my lyf gehad van die 40 mm grenade launcher, so ek het dit nou maar gebruik, soos ek teruggaan, dan skiet ek 2 bomme, en dan kruip ek verder soos dit, maar die wonderwerkenheid van hoe die mortiere geland het, ek kon onthou op 'n stadium, ek het teruggedraai om 2 bomme te skiet, hier het 'n mortier geland, seker 5 meter van my af, en ek onthou hoe ek 'n bietjie in skok ingaan, omdat ek nie getref is nie, ek het so gekyk vir die ding, en ontplof in my gesig, en ek voel soos die skokgolf, maar niks krabnel tref my nie, ek kon dit nie verstaan nie, ek was, ja, en dan val die volgende mortier voor my, en dan kruip ek, dan sê ek vir myself, okay, hy gaan presies op dieselfde plek val nie, so as ek nou in daai gat kan inkruip, hy maak so holte, dan, tenminste is ek dan nader aan die ambulans, en hy gaan nie weer daar val nie, dan kruip ek aan die mortier, en dan val die volgende presies waar ek nou net gelê het. Dan op 'n stadium besluit ek, het gaan te lank vat om by die ambulans net te kruip heeltyd, dan spring ek op 'n huppel so bietjie, dan trip my voet op 'n randplank, dan val ek plat, die oomblik wat 'n mortier val, dan val ek plat, dan is ek daai oomblik plat, wanneer die mortier land. So wonderwerk op wonderwerk, hoe die Here my bewaar het, en alles mis net heeltyd, en toe ek by die ambulans kom, toe kry ek ons drywer binne in die ambulans, hy is deur die arm geskiet, en nou Tanzanië het onttrek van die operasie, maar hulle het 1 trok vir ons gegee, net om ekstra ammunisie en water en kos saam te vat, nou die drywer van hulle, hy is deur die oog geskiet, ek kry hom toe in die ambulans, en dan ons medics, en hulle besluit, hulle gaan ons eers terugvat na die basis toe, en dan gaan hulle terugkom vir die rest van die casualties, en soos ons terugry, ons draai toe om en ry terug, soos ons terugry, toe skiet hulle ons met RPG, rocket op die dak, dis toe ek die 3de keer getref is, krapnel in die gesig, my arms, my bene, en ek het ook gedog, my gesig is weg, want ek het vleis in my mond geproe, so ek het gedink, my gesig is af, maar dit was toe eintlik een van ons medics gewees wat dood is, wat in my ontplof het. So ek spoeg hom toe uit, maar die ander ouens is toe direk uit by die voertuig, daar is toe hulle van die militia wat hulle gehelp het om daar wat hulle trek in die bosse in, want die ou van Tanzanië se gesig is toe heeltemal weggeskiet, hy is net 'n stuk vleis, hy kan nie sien nie. So hulle is daar in die bosse ingetrek, die drywer van die ambulans het toe weggehardloop, en ja, ek het die dooie ou binne gelos en uitgeklim, en ek weet nie, in die deurmekaarigheid van die kontak, het die drywer op een of ander manier teruggekom, sonder dat ons hom gesien het, en hy het in die ambulans gespring en gery, en ons lê toe daar in die bosse en bloei, met geen hoop nie, en hier is nou waar nog 'n wonderwerk inkom, dat 2 pikkie motorfietser, daai selfe pikkie wat vroeër weggejaag is, wat nie daar kon kom nie, wat civilians is, kom ingery, in die fight in, om ons te kom oplaai, terwyl ons daar lê. Ja. Dit is absoluut 'n wonderwerk van God, want daar's geen motief vir daai mense om aan te ry as civilians nie. Hulle het niks, jy kan in die eerste plekkie daar kom nie, in die tweede plek, wat doen hulle daar? Maar hulle kom ons te kom oplaai. En ja, ek het
een van ons ouens op die Piekie gelaai, en die ou van Tanzanië het op die ander een gelaai, en hulle het ons uitgerei. Hulle het ons na Tanzanië se basis toe gevat, en van daar af het ons 'n drip gekry, hulle het die bloeding gestop, en ons hospitaal toe gevat, en ja, die Here was my goed gewees, in die hospitaal gewees, en ook die tyd toe ek uitgekom het, ek het nooit infeksie. Die ou van Tanzanië is toe dood, net so terloops. Ons ander ou het oorleef, en ek het oorleef. Ons medikus ook dood in die ambulans, maar ja, die Here het vir my beskerm, wat sy genade is. Ek weet nie hoekom hy dit gedoen het nie, maar hy het dit gedoen, en hy was ook vir my goed geweest deur die herstel. Ek het nooit infeksie in enige van my wonde gekry nie, en ek het 100% herstel. Hier staan ek vandag, ek kan alles doen wat ek vroeër gedoen het, so ek was baie bevoorreg geweest. So dit was een groot klomp wonderwerke, en toe 'n paar maande later, nou in die begin van die jaar, het M23 Sakkie oorgevat, en hulle kom toe Goma, waar ons gestasioneer was. Nou, hulle sterkte was omtrent 15.000 geweest daar in Goma, en ons was maar 600 in die basis, waarvan baie chefs was, en HR, en al sulke mense. Ons was op daai stadium in die basis so 120 parabats, wat eintlik maar die gevegsgroep is, teen hierdie 15.000, en al die rest van die mense op die lughawe het opgegee. Tanzanië het opgegee, Malawi het opgegee, FARDC, die weermag van die land, het opgegee. So, ons is die enigste basis wat oorgebly het, en ons het nie geweet dat hulle opgegee het nie, as gevolg van kommunikasie of wat politieke rede ook al. So, ons het daar 'n bietjie beklei met daai mense. Dit was 'n groot kontak geweest, ons het die hele dag met hulle beklei, van die oggend tot die middag se kant toe. En weer eens, ja, net die wonderwerk, die Here, hoe hy mens kan beskerm. Mens kan nie dink dat so baie mense vir 'n hele dag op jou kan skiet met alles wat hulle het, hoeveel duisende rond is, handgranate, rifle grenades, alle grenade launchers, mortiere, alles, en alles mis net die hele dag lank. So ek is baie dankbaar vir die Here dat hy my daar bewaar het. En ja, as gevolg van politiek, het daar deur die range afgekom dat ons die wit vlag moet hys, iets wat ek nie eers bewus was dat ons dit kan doen nie. Ons is nie so opgelei nie, maar dit is as 'n opdrag het dit afgekom, en die wit vlag is opgesit, en toe van daar af is ons prisoners of war gewees, vir 5 maande, wat 'n challenge op sy eie was, want ons was totaal in die genade van die vyand gewees. Hulle was nie baie goed gesind teenoor ons nie, omdat ons baie van hulle doodgemaak het. Hulle het ons kos en ons water 'n bietjie afgesny, maar net vir beheer en ons moraal bietjie af te sit. Maar weer eens het die Here my gedra in daai tyd. Dit is 'n onseker tyd, mense weet nie wat gaan gebeur nie, gaan hulle ons doodmaak, gaan ons ooit 'n kans kry om terug te kom. Dis heeltemal onseker, jy het geen idee wat gaan gebeur nie. Niemand praat met jou nie, niemand sê vir jou wat gaan gebeur nie. Maar vir my was dit nie so moeilik geweest nie, in die opsig dat ek het op die Here vertrou. Die Here sê in sy woord, moet jou nie oor die dag van môre bekommer nie. En dis 'n hele eenvoudige konsep. So moenie dink aan al hierdie groot dinge van wat is dit, hoe gaan dit uitwerk, wanneer kom ons terug, al die dinge nie. Alwaarop jy fokus is op daai dag. Word wakker, hou jou stilte tyd. Lees jou Bybel, bid. Praat met mense oor hulle siele. En glo dat die Here in beheer is. Niks kan gebeur wat buite sy beheer is nie. So die Here het my daar baie beteken en baie gedra. Daar's baie mense wat dit nie so maklik ondervind het nie, en dis verstaanbaar, want as jy nie die Here het nie, kan jy nie op sy belofte staatmaak nie. En dan is jy eensaam. So ja, maar weer eens die Here het hy my baie goed deurgedra. En dit was 'n maklike tyd geweest. Dit was 'n moeilike tyd, maar dit was 'n maklike tyd omdat die Here saam met my was. En omdat ek weet hy is in beheer. Nou, ek vertel hierdie wonderwerke vanoggend omdat die baie mense is hier wat vir my gebid het, en ek sê baie dankie daarvoor. Vat hierdie as bemoediging dat God antwoord gebede, hy verhoor gebed, hy antwoord gebed. Die wonderwerke gebeur vandag nog, hy doen wonderwerke, dis oral om ons. Jy moet net jou oë oopmaak en dit sien. En ek sê baie dankie daarvoor, vir die gebede.
En nou wil ek julle terugvat na my kinderdae toe, hoe ek hierdie sekerheid gehad het, dat as ek doodgaan, dat ek hemel toe gaan. Want almal het dit nie, en dit is 'n baie moeilike ding om dit nie te hê nie. Ek weet nie of ek sou kon oorlog voer, as ek nie daai sekerheid gehad het nie. Ek het groot geword in die kerk, baie Christelik groot geword. Ek was bevoorreg geweest om ouers te gehad het wat die Here dien, wat gelukkig getroud is, verskoon tog, gelukkig getroud is en ons groot gemaak het met dissipline en om die Here te dien. En ek het van kind af geweet, ek het die evangelie geken, ek het geweet jy is in sonde gebore en dat ek ergens my lewe met die Here moet regmaak, maar ek het 'n diep verlange na sonde gehad. Ek wil graag leef soos die wêreld leef. Die kerkse dinge het vir my net soos 'n stel reëls gevoel. Ek het kerk toe gegaan en sondagskool en al daai dinge, maar dit was meestal net om my ouers tevrede te stel. En in my hart het ek 'n diep verlange na sonde gehad. Ek het altyd gekyk na die wêreld en hoe hulle leef, kinders by die skool, wat hulle doen, wat hulle ouers doen, en ek het gedink dat hulle is regtig gelukkig, hulle het soveel plesier, soveel genot, hulle kan doen wat hulle wil, en dit het nou vir my gelyk na die lewe, of hulle so gelukkig is, en al wat ons het is 'n stel reëls, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, en dit het vervelend gevoel en het my kwaad gemaak, ek het altyd gevoel ek mis uit. En so ek het die rebellie in my hart gehad wat gewag het vir geleentheid om te ontplof en om uit te kom. En toe ek 17 jaar oud was ek en my pa in 'n karongeluk gewees. En dit was vir my baie traumaties omdat ek gedink het my pa gaan doodgaan op die toneel. En daarna wou ek niks met die Here te doen gehad het nie. Ek was kwaad vir hom gewees, ek het nie verstaan hoe hy werk nie, ek het nie verstaan hoe hy dit aan my pa kon doen nie, my pa het baie seer gekry, ek kon nie verstaan hoe hy dit aan hom gedoen het, as dit nou een van sy kinders is wat hom opreg dien, wat ek weet hom opreg dien, en hy doen dit met een van sy eie kinders, nou hoekom is dit die moeite werd om te dien, wat is al aan vir 'n mens, om Here te dien, en dis maar omdat ek as kind daai tyd 'n verwronge idee gehad het van wie God is, en hoe hy werk, maar dit het my baie kwaad gemaak, en dit was net die stoetjie wat ek nodig gehad het vir die werklike dolf om uit te kom, en dit is 'n lelike ding. En ek het my siel aan die duiwel verkoop daardie jaar, en 100% begin om te doen net wat ek wil, om absoluut sonder te lewe. En dit was lekker in die begin gewees, daar was partytjies gewees, ek begin drink, begin rook, begin dwelms gebruik, meisies, die hele storie, losbandig lewe, en dit was lekker gewees, aan die begin. Die Bybel sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. En dit besef my sê op baie stadium nie. En die duiwel hou vir hierdie front voor, van hoe lekker die lewe is, en al die plesier wat dit het. Hy wys vir jou die eindprentjie van hoe hy jou lewe gaan verwoes, en almal om jou se lewens verwoes, en dat as jy sterf, gaan jy hel toe nie. Daai deel wys hy nie vir jou nie. En in 'n manier is dit maklik om die duiwel te doen, want die duiwel het net een gebod, hy het net een reël, en dis doen wat jy wil. So, ek meen, wat 'n mens wil nie dit doen nie, jy kan doen wat jy wil, dis die duiwel se gebod, hy laat jou glo, jy is in beheer. En op die eind van die dag, een ding wat ek geleer het, is dat die geestesrealm is te sterk vir enige mens, geen mens is in beheer van sy eie lewe, in daai opsig nie, of jy is 'n slaaf van die duiwel, of jy is 'n diensknegt van God, dis so eenvoudig, jy kan nie in beheer wees van jouself nie, maar hy laat jou glo dat jy in beheer is, en dis lekker aan die begin. Maar later begin sonde sy tol eis, en ja, ek het ons gesin verwoes. Op 'n stadium met my pa vir my gesê dat hy kan sien, ek dink ek is nou groot, en ek weet nou, ek kan doen net wat ek wil, ek is nou net die mannetjie daar by die huis, so ek moet die pad vat, want in sy huis gaan ons die Here dien, en ek is die oudste van 4 kinders, dit het die ander kinders beïnvloed, in sy huis gaan ons die Here dien, en as ek die Here wil dien nie, is ek welkom om die pad te vat, en hardkoppige gemors wat ek was, het ek my sakke gepak en die pad gevat, sonder om 2 keer te dink, en dit het nie so goed uitgedraai vir my nie, ek het drukkie op straat gebly, daarna het ek by vriende ingetrek, vriende van die skool, ensovoorts, maar die sonde het oor tyd, het my lewe verwoes, en ek kon dit net nie gesien het nie. Ek het gedink ek het die tyd van my lewe. Maar so dit gebeur,
ja, dat ek ook in misdaad betrokke geraak het, dit begin by selfone steel, vinnig oorgegaan na smash and grab, en voor ek my ook kon kry, het ek gewapende roof gedoen. Oornag het ek verander van iemand wat kerk toe gaan, na 'n dwelmverslaafde krimineel. En dit is wat die duiwel doen met 'n mens, hy hou hierdie front voor dat dinge beter is, maar op die eind van die dag is dit 'n duur prys om te betaal. Maar ja, sonder om in te veel detail te vertel, so dit gebeur dat op 'n stadium, na so 2 jaar of so, het ek weer teruggetrek na die huis toe, en ek onthou eendag het ek en my pa by die huis gekom, en die polisie het ons ingewag, en hulle het my, die oomblik toe ons stilhou, het hulle ons omsingel, en my uit die kar het gerig, en my geboei, en hulle het kom soek daar by die huis vir wapens, en allerlei goed, maar ek onthou wat so vernedering het vir my was, en na die oomblik het daar iets in my kop aangegaan, wat so vernedering het moet wees vir my ouers, vir my broer en my susters, dat ek in hierdie gemors van 'n mens verander het, en ek het net al besluit dat ek wil hierdie lewe van misdaad agter my los, dit is nou genoeg, ek het hierdie begeerte half ontwikkel, dat ek wil graag 'n goeie mens of 'n beter mens wees, maar ek wil dit in my eie krag gedoen het, ek wil nog steeds niks met God te doen gehad het, so ek nog steeds aanhou drink en aanhou rook en dwelms gebruik, maar ek het opgehou om misdaad te doen, ek het nou net meer beheer uitgeoefen, en ja, nie lang daarna nie as ek Hoedspruit toe om 'n anti-poaching kursus te doen, en daarna het ek in Mosambik bietjie anti-poaching gaan doen, en dit het bietjie beter gegaan, in die sin dat ek nie 'n krimineel was nie, maar nog steeds ver van God af, verwyder van God geleef, en ek nog steeds hierdie begeerte my gehad van, ek wil 'n goeie mens wees, maar ek het dit net nie reg gekry nie, en soos ek weermag toe op die ou end, en ja, dit was aan die begin was dit feitelik onmoontlik om dwelms te gebruik daai tyd, so hulle het my 'n bietjie reggeruk in daai opsig, dat ek bietjie skoon kon kom, ek het by die parabats opgeëindig, maar ja, sodra ek meer vryheid gehad het, gekwalifiseer is en so, en toe ek terugkom van my eerste deployment af, het ek maar weer teruggegaan met dwelms, en ek begin crystal meth gebruik daai tyd, en aan die begin was het ek het heeltemal onder beheer gehad in my kop, want die mense het ons nou dissipline, soos jy in jou kop dink, so ek het dit maklik beheer, en soos tyd aangaan het dit geword van elke keer dat ek verlof is, na elke naweek toe, en voor ek my ook kon uitvet, het ek elke dag begin gebruik, en vir die wat weet van crystal meth, dit is geen grap nie, dit verwoes jou hele lewe. Jy kan al niks meer geniet nie, jy het geen plesier nie, jy kan nie uitgaan nie, jy isoleer jouself, en al wat jy wil hê is net die dwelm. Dis al wat belangrik is, dit vat totaal en al beheer van jou lewe. En dit het my verwoes. Nog 'n ding wat ek opgemerk het oor die jare is dat hoe selfsugtig 'n mens kan wees, want ek het altyd gedink my sonde en my goed wat ek doen, dit affekteer niemand nie. As ander mense die Here wil dien, my gesin wat, hulle kan die Here dien, dit het niks met my te doen nie, maar los my uit, laat ek in my sonde leef, ek wil doen wat ek wil doen. En ek het nooit gesien die skade wat dit verrig nie, want op die einde van die dag probeer die duiwel hy is nie tevrede om net jou te kry nie, hy probeer die mense om jou ook verwoes, en hy kry dit reg as jy met dwelms te doen het, want die sonde wat jy doen, affekteer nie net jou lewe nie, dit affekteer mense om jou, so of jy dit sien op baie tyd of nie, maar dit het 'n groot effek op die mense om jou se lewens. Na baie jare van dwelmgebruik en goed, het ek op 'n stadium begin wonder of, nadat ek die verwoesting gesien het wat dit veroorsaak in my lewe, het ek begin wonder of is die duiwel regtig my beste vriend, is hy regtig so goed soos dit hy homself uitmaak om te wees, en is God regtig so sleg, is hy regtig so sleg soos dit ek hom uitmaak, en die haat wat ek het, is dit nie dalk misplaas nie, en ek het besluit om vir my 'n Bybel te koop, nie om die Here aan te neem nie, maar om hom net deur te lees, net om seker te maak, ek wil die Bybel net van begin tot einde gelees het, as 'n boek, net om seker te maak, en myself te versterk, en te bevestig, hoekom ek dit nie gaan glo nie, en hoekom dit vals is, en dit het nie so goed uitgewerk nie, so in my kop daai tyd, soos ek het dink het, ek het nie eers verby Exodus gekom nie, toe kom ek so onder sonde oortuiging, dat
Die Here het my duidelik gewys hoe ek lyk vir hom, en dit is 'n vreeslike ding, as die Here vir jou in 'n spieelbeeld wys hoe jy lyk, en ek is vuil gewees, vuil, siek, en ek het besef wat 'n sondaar ek is, en hoe ek teen God gesondig het, en dat ek die dood verdien, absoluut die dood verdien, en absoluut die hel verdien, vir die sonde wat ek gedoen het, en ek het besef hoe groot God se genade is, die feit dat ek nog leef, want van toe ek groot geword het, van die vriende wat ek op skool gehad het, is ek die enigste een wat nie dood is of in die tronk beëindig het nie. In die tronk, soos vir 'n langtermyn. Ek was wel toegesluit, maar nie in die tronk nie. En ek het besef net wat se genade het God nie in my lewe al klaar uitgevoer nie, en dat ek spoeg in sy gesig met respek gesê deur die genade wat daar is vir my nie aan te neem nie. Ek moes lankal dood gewees het, en hier is ek nog steeds lewendig. En ek het net besef, die liefde wat hy het vir my, dat hy is nie eintlik die vyand nie, ek is vir die verkeerde persoon kwaad. God is lief vir my. Hy wil my graag red. Dis ek wat hardkoppig is. Dis ek wat die probleem is. Dis ek wat siek is, en dis ek wat hom nodig het. En ek het 'n afspraak gemaak met hom, Rudy, om hier na Ebenezer Iser, ek het sy nommer opgespoor, ek het 'n afspraak gemaak om hom te kom sien hier by Ebenezer Iser, dit was 'n Sondagoggend gewees, en ek het van Tempie af begin kerk toe stap, in hierdie rigting, en die duiwel het sy bes probeer daai oggend om my om te keer. Ek het op die pad probleme ondervind, in myself, want hy twyfel begin saai, hy het vir my gewys dat al die goed wat ek nie meer kan doen nie, en hy het onsekerheid in my ingebring, so ek stap 20 meter soontoe, dan draai ek om, dan stap ek weer terug Tempie toe, dan stap ek weer die kant toe, dan stap ek weer terug, en soos ek hier na toe stap, dan ry my drugdealers verby my, en allerlei versoekings wat hy langs die pad geplaas het, om te keer dat ek hier uitkom, en dis toe op 'n stadium wat ek besluit het, dat ek moet nou begin hardloop, want as ek nie by hierdie kerk gaan uitkom vandag, en gaan ek doodgaan, ek gaan dit nie maak nie, en dit is hoe ek hier aangehardloop gekom het, en daai het ek al begin huil, vol trane, omdat ek kan sien hoe ek lyk vir God, diep berou vir sonde, en hoe my lewe was, en alles wat ek aangevang het, en ek het hier aangekom, Rudy het en hy het al in die straat vir my gewag, ek was seker 'n uur laat gewees, want met die wat ek so op en af veeltyd omdraai, ons het ingekom, en ek het gekniel hierso, in 'n vertrek net hier langs aan die boekkamer, om my lewe vir die Here te gee, en die duiwel het vir ou laas probeer, om my te vang, deur vir my te sê, ek moet vir hom Rudy doodmaak, en ek was vol demone gewees, heeltemal besete, en hy het vir my gesê, ek moet vir hom Rudy doodmaak, daai oggend, en terwyl ek daar op my knie is, en ek wil graag bid, ek het nie woorde nie, ek kan nie bid nie, ek het soveel jare nie gebid, ek weet nie waar om te begin nie, ek het niks in my mond, is heeltemal toegesluit, gelukkig het Rudy agtergekom, iets is fout, en hy bid toe eerste, en hy dryf demone uit, en hy bid die bloed van Jesus oor my, en in die naam van Jesus, dat ek verlos moet word, en net daar het my mond oopgegaan, en ek kon bid, en ek het die Here gevra vir vergifnis, ek het hom gesmeek om my te vergewe, vir al die gemors, al die sonde, wat ek al in my lewe gedoen het, ek het vir hom gesê, dat ek die dood verdien, en dat ek jammer is oor wat ek gedoen het, en ek het geweet dat hy in die kruis gesterf het vir my sondes, en as ek glo in sy kruisdood, en die bloed wat gevloei het aan die kruis, dan kan hy my vergewe, en ek het vir hom gevra om dit te doen, ek was moeg om vir die duiwel te werk, en ek het gevra dat hy my asseblief moet aanneem as sy kind, en my 'n nuwe lewe gee, en hy het dit gedoen, net soos hy beloof, het hy dit gedoen, en my lewe het verander, van daardie oomblik af, hy het my hart van klip, het hy heeltemal verwyder, hy het my hart van vlees gegee, ek het skielik 'n begeerte begin kry om die regte ding te doen, vroeër jare het dit my niks gepla, ek het niks oor enige reëls gehoor nie, ek het niks gehoor oor die reëls van die Bybel, of enige iets met Jesus te doen nie, maar hy het vir my 'n hart van vlees gegee, wat die regte ding wil doen, skielik wou ek die regte ding doen, ek het 'n begeerte gehad daarna, ek wil graag Bybel gelees het, ek wil meer leer van Jesus, van sy liefde, wie hy was, sy karakter, hoe hy geleef het, die dinge wat hy gedoen het, hy het my verlos van sonde, van drank, van rook, van dwelms, van vroumense, verlos van alles, in 'n oomblik vry, hy het my liefde gegee vir mense,
Vroeger was ek baie geïrriteerd met mense gewees, nou het ek mense lief gekry. As ek iemand sien en ek dink dat 'n werkskollega, miskien ek kyk na 'n persoon en sien dat as hierdie ou vandag doodgaan, is hy in die hel. Dit het my gepla, dit het my erg gepla. En dit het veroorsaak dat ek getuig en met mense oor Jesus praat, want ek wil graag gehad het, hulle moet ondervind wat ek ondervind het. Dat hulle ook die Here kan aanneem. Hy het my vrees vir die dood heeltemal weggeneem, wat my gehelp het in die ontplooiing. En net in 'n daaglikse lewe ook, die feit dat daai absolute vrede wat die Here vir jou gee om te weet, as jy sterf, is jy by hom in die hemel, vir ewig. So, jy het regtig waar niks om oor bekommerd te wees nie. En natuurlik kan ek God se beloftes glo nou. Ek kan hom vat op sy beloftes en dit myne maak. So die absolute vrede wat hy vir 'n mens gee, is onbeskryflik. Die vrede dat jou sonde vergewe is en dat jy in 'n regte verhouding met God staan, dit is iets wat moeilik is om te verduidelik. En die Here skryf, hy verwyder jou sonde so ver as die ooste van die weste verwyder is. Hy gooi dit in die see, hy dink nooit weer daaraan nie. En om daai gevoel te beleef om weergebore te wees, soos hy van Nicodemus beskryf het, dit is die beste gevoel wat 'n mens kan ondervind. En ek wens dit vir elke liewe mens toe, dat elke mens op daai punt kan kom waar die Here aanneem en sy lewe verander word op 'n bonatuurlike manier. Nou, ek sou graag wou sê dat van daar af was dit net maanskyn en rose en dit sal die perfekte getuienis seker gewees het, maar dit is nie die geval nie. 'n Kort rukkie na ek my hart vir die Here gegee het ek gerelapse op crystal meth. En dit het my heeltemal onkant gevang, want dit was nie eers in my vaagste benul dat dit kon moontlik wees nie. Ek het nie daaraan gedink nie. Dit het my heeltemal onkant gevang en ek kon dit nie verstaan nie. Ek was heeltemal vry van al die ander goed, ek het niks teruggegaan na dit toe nie. Ek het nog steeds 'n begeerte gehad om die Here te dien, maar uit die bloute uit het ek gerelapse en ek is weer verslaaf en dit was erger as ooit gewees. 'n lelike neerlaag wat ek gevat het. En dit het my gekos om na 'n langtermyn rehabilitasiesentrum toe te gaan, om skoon te kom. Dit was harde werk gewees. Ek was vir 9 maande daar gewees. Maar die Here het my ook nie daar alleen gelos nie. Hy het my gewerk. Ek het berou gehad oor wat ek gedoen het. Hy het my weer eens vergewe, soos hy beloof hy sal doen. En hy het my vergewe en my opgebou en my versterk. En ek weet nie hoekom dit nodig was om so te gaan nie. Ek weet nie hoekom ek ooit gerelapse het nie. En vandag as ek terugkyk, dink ek dat ek hoogmoedig was, dat ek op 'n stadium groot kop gekry het en gedink het dat ek is nou hierdie main man, omdat ek nou crystal meth kon wen. En ek het vergeet om die eer aan die Here te gee. Ek het gedink, ek het dit in my eie krag gedoen, en vergeet dat dit hy is wat 'n mens verlos. En ek dink, dit is hoekom hy my net so treetjie teruggevat het, en die oomblik toe die Here nie daar is nie, in my eie krag kon ek niks reg kry nie. En ja, dit was 'n duur les om te leer, maar deur die genade van die Here, vandag is ek 3 jaar en 3 maande skoon, en ek het geen begeerte om terug te gaan nie. Ek gee al die eer aan hom. Ja, ek glo solank as ek hom dien en in sy woord bly en gehoorsaam is, sal ek vir ewig alright wees. En dit bring my by die evangelie vandag. 'n Mens hoef nie jou siel aan die duiwel te verkoop om verlore te wees nie. Ons almal is in sonde gebore. Dawid skryf, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 51. Ons is almal in sonde gebore. Enigiemand wat kinders het sal weet, jy hoef nie 'n kind te leer om te lieg en te steel en om stout te wees nie. Dit is van nature daar. Daai ding wat ons in ons het om kwaad te word en arrogant te wees, dit is van nature daar. Ons almal is sondaar en ons almal verdien die dood. En ons almal verdien God se oordeel om hel toe te gaan. As jy dit nie besef vanoggend, kan God niks vir jou doen nie. Die probleem wat ons mense het, wat ek agtergekom het, is ons hou daarvan om onsself te vergelyk met ander mense. Jy kyk na iemand anders, jy vergelyk jouself met hom, jy vergelyk jouself met iemand wat slegter af as jy is, en dan dink jy, jy's alright. Ek drink nou, maar ek word daarom nie dronk soos daai, ek koop daarom met my geld my drank, ek slaan daarom nie my vrou as ek dronk is nie. Jy vergelyk jou met iemand wat erger as jy is, dan dink jy, jy's alright. Maar as jy jouself met God vergelyk, met God se standaard, dan skiet ons almal ver te kort. Ver. Ons het nie 'n kans nie. Ons is vuil.
en siek. Maar God het gekom vir vuil en siek. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het vir ons. Hy het aarde toe gekom en 'n perfekte lewe geleef, sodat ons daar vergifnis vir ons kan wees. Sy bloed het gevloei aan die kruis, en hy het die kruisdood oorwin, en opgestaan uit die dood, sodat ons gered kan word. As 'n mens in die hof verskyn met spoedkaartjies, met oortredings van die verkeersdepartement, en jy het 'n boete daar, kan die regter jou wettiglik laat gaan, as iemand jou spoedkaartjie betaal. Jy is skuldig voor die hof, iemand betaal jou kaartjie, jou skuld, en die regter kan jou laat gaan, want jou skuld is betaal. En dis presies wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het. Hy het die sonde wat ons almal gepleeg het hy op hom geneem. En die hardste deel is dat ons kies om hom te verwerp. Ons kies om niks te doen wil hê nie, want ons was net te slim. Dit was my probleem ook toe ek groot geword het. Net te slim, weet altyd beter, ek kan my niks leer nie. Grootste probleem wat mens kan hê. En dit is ons mensdomse probleem. Ons weet net te veel. Ons kan net op daai punt kom waar ons God vertrou en besef dat ons het hom nodig en dat ons nie so oulik is soos ons dink ons is nie. Ons is vuil van sonde. Ons moet kies om hom aan te neem. Jesus forceer nie sy liefde op enigiemand nie. Jy kan nie 'n vrou forceer om jou lief te hê nie. En dis presies hoe God ook werk. Jy kan nie, hy wil nie homself forceer op ons nie. Jy moet kies om hom lief te hê. Jy moet sien dat hy jou eerste lief gehad het en dat hy aan die kruis gesterf het toe ons nog sondaars was. Ons wou niks met hom te doen hê. Van geaardheid wil ons niks met hom te doen hê nie. En hy het vir ons gesterf. Maar nou moet ons kies om hom aan te neem. En elke mens het daai keuse. Ek wil afsluit vanoggend net met iets wat daai kant ook gebeur het. Die oggend voor hulle ons aangeval het, vroeg daai oggend, ons het die hele nag nou in ons stand toe om die basis gelê, want ons het verwag hier kom nog moeilikheid. En van die Kongolese, hulle het oorgegee en van hulle commanders het in ons basis ingehardloop om haar te kom wegkryp. En ek het traktaatjies gehad wat my maale van gestuur het in Frans en Swahili, wat ek daar vir mense kon uitdeel om die evangelie te lees en van Jesus te leer in hulle eie taal. En ek daai oggend, toe ek sien daai ouens kom in ons kamp en het ek vinnig in my tent ingegaan en gou traktaatjies gekry en na daai ouens toe gegaan en vir hulle uitgedeel. En ek het die volgende dag het ek dit daar op die vloer gekry, so ek weet nie, het hulle die Here aangeneem of nie, maar hulle is later daai dag, is hulle ge-execute, al daai ouens. En dis net weer 'n voorbeeld van God, hoe regverdig hy is. Hy het vir hulle 'n laaste kans gegee daar. Hulle sal nooit kan sê hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet dat later daai dag gaan hulle doodgeskiet word nie. En dis vanoggend wat hierdie is. Dis 'n kans. Jy sal nooit voor God kan staan en sê jy het nie geweet nie. Hierdie is 'n kans vanoggend en jy weet nie, is dit jou laaste kans nie. Ons baie meer mense wat in karongelukke doodgaan as in oorlog. En almal hier vanoggend moet ergens heen ry van hier af. Jy weet nooit wanneer is dit jou laaste kans nie. Moenie die kans vir granted vat nie. Openbaring 3 vers 20 sê die Here vir ons, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here staan vanoggend en klop. Wat gaan jy maak as jy sy stem hoor? Vergeet van die kos. Die kos sal nie wees. Maak jou saak vanoggend met die Here reg, as jy die sekerheid het van waar jy die ewigheid gaan deurbring nie. Baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om daar te. Vriende, kom ons sit so en dan bid ons saam, sluit ons oë, buig ons hoofde. Dan kom 'n dag in 'n mens se lewe waar die Here jou op die drempel van die ewigheid bring. Ek glo vanmôre was so oggend. Ek sal nooit vergeet nie, ek wonder, is altyd dink ek en ek vat tyd. Wie sal ons kry om in die manneontbyt te praat of by een van ons geleenthede? En ek ry so af 'n paar Parklaan. Net daarvoor gryse hekke. En ek kom duidelik by my op. Moontlik sal Dolf daai tyd uit die DRK uit wees. Duidelik in my hart. Nie 'n stem nie, maar duidelik wek die Here hom in my gedagtes op. En ek glo vanmôre
En hulle is betyds teruggebring voor die 2 Augustus 2025. Vanmôre is jy en ek op die drempel van die ewigheid. Ek wil vanmôre afsluit in 'n gebed, maar voor ek dit doen wil ek vir jou vra. Het jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom waar jy doelbewus vir die Here gesê het, Here, hier's my lewe. Verander my hart, vergewe my, maak my 'n nuwe mens. Maar die Bybel sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan, kyk, alles het nuut geword. Ja, daar's baie mense wat sê, ja, ken die Here, ek het hom aangeneem, maar hulle lewe nog net soos hulle geleef het voor hulle deur aangeneem. Daar's geen verskil. Dis 'n vals bekering. Daar's 'n bekering, 'n verandering, waar die Here jou hele lewe verander. Soos hy dol verander het, as die Seun jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. Waaraan is jy vasgevang, wat jy nie kan loskom nie? Los het vir die volgende 6 maande, en dan sien jy kan nie. Hoekom? Want jy het nog nooit waarlik daar gekom, waar jy jou lewe onvoorwaardelik vir die Here gee nie. En hy sê nou vir ons, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Maar ek moet kom. Kom ons maak hierdie saak uit vanmôre, sê die Here. Hierdie saak, ek is op die drempel van die ewigheid. En ek glo vanmôre, die Here het met meer as een afspraak. En as jy nou vanmôre hier sit en ons oë se sluit, ons hoofde is gebuig, en jy sê vir my Nardus, weet jy wat? Dink aan my in jou slotgebed. Ek wil daai keuse maak, vir tyd en vir ewigheid. En ek ken jou nie, en jy ken my nie, maak nie saak nie. Maar daar waar jy sit, sê vanmôre, Here, ek wil ek jou vra, net jou hand op te steek en dit te laat sak, en ek en die Here sal dit sien, en ek gaan in 'n slotgebed bid. Ek gaan nie jou naam noem nie, maar ek wil vir jou bid, en die Here sal dit sien, en hy weet wie jy. Is daar so iemand? Steek jou hand op, neem vrymoedigheid, dankie, 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 dankie. Dis 'n man wat kan sê, die Here het met my gepraat, ek kom. Weet ons dink baie keer die man is die man wat die meeste kan drink, of die meeste kan vuil grappe vertel. Weet jy wie is die man? Die man wat tussen ander manne kan sê, ek gaan die Here kies. Dis 'n man. Daar nog iemand, sê bid vir my. Dankie, dankie. Nog iemand, dankie, 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 dankie. Vader, ek dank U dat ek vanmôre vir elke hand kan bid wat opgegaan het. Maar ek bid nie net, Here, dat dit 'n hand sal wees nie, maar 'n hart en 'n lewe wat hulle vir U sal gee. En dat dit ook waar sal wees van hulle lewens. As die Seun jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. En miskien is iemand vanmôre godsdienstig, maar hy's ook verlore. Hy het nie diep in sonde geval nie. Hy sit in die kerk, maar hy ken U nie. Ek bid, Here, dat U vir sulke persone ook genade sal gee, dat U hierdie lewens, wat vanmôre sê, Here, hier is my hand, dat U hulle sal ontmoet. Sal U my nou môre kans gee? Ek is nie 'n predikant vir geld nie, ek is 'n reisiger op pad na die ewigheid. Ek moet jou help, soos iemand my gehelp het toe ek 16 jaar oud was. Ek wil na die tyd, wil ons graag saam met jou bid, ons wil vir jou help. So vir jou Bybelstudie, en ons wil vir jou 'n boekie gee wat jy moet gaan lees. Die wat nou U hand opgesteek het, ek gaan nie iets vra, ek gaan jou meer vra. Ons wil jou help, die geestelike werkers, en ek gaan hulle ook vra. Dat jy net sal opstaan by jou tafel, skuif maar so tussen die mense verby. Ja, aan my regterkant, aan jou linkerkant, en regterkant is 2 uitgange. Jy gaan uit, en daar is stoele daar agter, in die kerk, en daar sal mense wees, hulle gaan vir jou help, en hulle gaan vir jou 'n boekie gee, en hulle gaan vir jou wys, en vir jou bid, vir jou help. Hoe kan jy vanmôre
jou lewe met die Here regmaak. Ons gaan aan hier, ons gaan hierdie ontbyt, ons gaan eet en ons gaan verder aangaan, en as jy al klaar is, dan kom jy terug en dan kom eet jy saam met ons. Sal jy nou opstaan? Jy wil die hand opgesteek het, dis reg. Ons gee julle 'n bietjie kans. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons om so te kan luister, die wonderdade van die Here, hoe U iemand kan verander, van rebelsheid en opstand teen U. En baie van ons is in die kerk, maar ons is ook opstandig, ons dien U nie, ons gee nie ons lewens vir U nie. Ons gaan kerk toe, ons is ons geweet, ons gaan huis toe. Maar Here, dankie dat U so harte kan verander. En dis U genade, dis U liefde. En as ons daar sit, dan dink ons nie, U kan dit doen nie. U kan dit nie vir my doen nie, U kan dit vir ander doen. U kan dit nie vir my doen nie, maar U doen dit, want U is geen aannemer van die persoon nie. Daar is geen aannemer van die persoon by God nie. En ons dank U, Here, dat U dit vir mense nog vandag doen. Hoeveel in ons lewens het ons gesien wat U verander het. Hier is soveel wat vanmôre hier sit, wat dieselfde verhaal kan vertel, van die wondergenade van God. Dankie dat ons vir Dolf kan bid, dankie dat U hom ook vanmôre geseën het en hom gebruik het, en ons bid, Here, dat U wonderlike doel en plan in sy lewe verder 'n werklikheid sal maak, want ons weet U het 'n plan met hom, en ons vra U, dat U deur sy lewe verder verheerlik sal word. En ons bid U, Vader, dankie vir voedsel wat ons kan geniet, dankie vir hulle wat dit vir ons voorberei het. Ons bid dat U dit aan ons liggame sal seën, en dat die krag wat ons daardeur sal kry, ons U sal verheerlik. Ons dank U daarvoor, terwyl ons dit bid en vra, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.